Kom ons kyk nou na die voorbeeld van 'n monohybrid kruising. By mense is die tongrolgeen, sê hulle vir ons in die vraag, dominant oor die nie-tongrolgeen. 2 heterozigotiese ouers en dis waar jy begin. Daar's bepaalde stappe, so jy begin met P1 en P1 gaan jy nou die genotipe en die fenotipe, kom ons sê eers die genotipe. Jy kan die genotipe en die fenotipe omruil. Goed. Die genotipe en ons gaan die fenotipe skryf van die 2 ouers. Maar onthou nou, albei ouers het 2 allele. Hulle is al 2 heterozigoties, so dit gaan beteken, ons kies die simbool T vir tongrol, en dan gaan die resessiewe geen klein t wees vir nie tongrol. So die genotipe gaan nou so lyk by al 2 die ouers, want hulle is, kyk in jou vraag, heterozigoties. Reg. Dan, fenotypies gaan hulle albei hulle tong kan rol. So ek gaan nou net daar skryf tongrol, gekruis met tongrol. En nou moet jy onthou, nou moet meiose plaasvind. En meiose is jou volgende stap. Volgende stapie na meiose kry ons as resultaat in gamete. Dis nou sperm en eierselle, aparte allele. Met ander woorde, die een spermsel het 'n groot T en die ander het 'n klein T. Elk ander helfte en net so met die eiersel, groot T, klein T. En nou gaan ons kyk wat is die moontlikhede vir bevrugting. So jy moet elke keer hierdie stappe skryf, want onthou nou, al is jou kruising verkeerd, gaan hierdie meiose en bevrugting 'n punt tel. So jy gaan nou skryf, benut diagram, en jy gaan jou lyne trek. 2 gamete hier kan inskryf, gestel hierdie is nou hierdie ouersin, right? En hierdie ouersinne gaan jy by die ander kant. Jy sou dit ook kon omruil, die volgorde maak nie saak nie. Dan wanneer hierdie 2 gamete by mekaar uitkom, 'n sperm en 'n eiersel, gaan jy 'n homozigoot kry. Wanneer hierdie 2 by mekaar uitkom, 'n heterozigoot. Wanneer hierdie by mekaar uitkom, 'n heterozigoot. En hier weer homozigoties resessief. Dit is mos nou ons nageslag. Hierdie 4 blokke is die nakomelinge. So elke blok kwart van 100%, as dit 100% verteenwoordig is, elkeen 25%. So jy gaan nou sê, die F1 se genotipe, ons gaan 25% gaan wees homozigoties dominant. 50%, dit is 2 van die blokke gaan heterozigoties wees en 25% gaan wees homozigoties resessief. Met ander woorde, ons fenotipe gaan wees. Nou moet jy kyk wat is dominant. So hierdie 2 gaan presies dieselfde lyk en dit is saam 75%. Gaan kan tongrol. Hier noem jy nie die gene nie, want as jy na 'n persoon kyk, kan jy nie aan hom sien wat die gene is nie. Hier noem jy hoe hy lyk. 25% is homozigoties resessief, so hulle gaan nie kan tongrol nie. Right, nou kom ons kyk gou na die punte toekenning. Gewoonlik kry 'n mens, as hulle vir jou in die vraag sê, is heterozigote en jy moet dit dan uitfigure, dan kry jy vir daai genotipe, maar dan moet jy hom dwarsdeur reg geskryf hê. Ook hier fenotipe, dan gamete, 1 punt vir meiose en bevrugting wat ek reeds aangedui het, 1 punt as al hierdie reg is en 1 punt as al die fenotipe reg is. En dan kry jy ook 1 punt vir die P
P1 en F1 generasie. So as jy nou optel, is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wat dit gewoonlik in totaal kan tel.